Goeiemôre vriende. Baie welkom in die erediens vanoggend. Ek sien almal is 'n bietjie warmer aangetrek. Die koue het ons omtrent oorval, maar baie welkom by die erediens. En mag ons saam ook met die mense wat op sosiale media ingeskakel is, mag ons saam die teenwoordigheid en daai warmte van God se liefde vanoggend beleef waar ons nou ook al vanoggend is. Ek het gedink om sommer net hier op 'n ligter noot, jy weet, te begin as jy die verskil kan sien. Dit het nou die dag my getref toe ek die petrol my kar vol petrol maak. Toe wil ek liewers nie kyk nie. So ek hoop nie julle word so getref nie. Ek dink ons gooi nou in rande petrol en jy sê jy maak nie meer vol nie, nê. Jy sê nee, net R200 se petrol asseblief en hoop dit hou jou 'n hele end. Ek wil vir John welkom sê, John Lottering, hy is deel van die musiekbediening. Baie lekker om jou vanoggend hier. John, ons gaan sommer vir jou 'n hande klap gee want dit is so lekker. Ons weet dat ons musiekbedieningslede, hulle oefen in die week en op sonnaandoggende is hulle vroeg hier om gereed te maak saam met die res van die span. So ons weet dit is 'n opoffering, maar ons weet ook dat dit julle passie is en ons geniet dit om saam met julle die Here te aanbid. Dankie vir almal wat palmtakke gebring het. Ons gaan net nou so 'n bietjie daaraan aandag gee. En dan julle mense wat op die galery is, kan dalk nou vir 'n slag hoor. Ons het nou die luidsprekers geïnstalleer. Kan julle my hoor? Eileen is daarbo om te monitor hoe dit gaan. So ons sal dit natuurlik nog so 'n bietjie fyn instel, maar ons hoop dat julle nou daar gemaklik vir ons elke woord kan hoor. Vriende, ons het oor 2 weke, is dit die 24ste April en dan het ons as gevolg van die behoefte van ons jeug uit Noord, ons kinders in die sonnaarskool as ek dit so kan sê, volgens hulle behoefte het ons nou op daai dag Ignite Ministries hier en hulle gaan net ons kategese gaan praise and worship wees met die kinderkerk eerste en dan na die kinderkerk die graad 4 tot 11 tussen 10 en 11. So ons nooi julle om spesiaal moeite te doen om die kinders daardie dag te bring want dit is hulle behoefte. En dan soos wat julle net nou gesien het, is ons paasprogram vir hierdie naweek is as volg en ons nooi julle uit om saam hierdie betekenisvolle geleentheid, eintlik 'n baie meer betekenisvolle geleentheid kan ek so sê as Kersfees, dat ons dit saam as gelowiges sal vier. Mense wat by met geloofbelofte offers vir Christo Hoeding deur die jare ondersteun het, hy het afgetree en daardie rekening gaan nou sluit. So julle kan eintlik nie meer vir hom bydra nie. So mense dan nou 'n keuse om net dit nie meer in te betaal nie of in die algemene pool van die geloofbelofte offers waar dit dan verdeel word tussen ons sendelinge of dan vir een van ons ander sendelinge. So julle is welkom om dit te doen. En dan is ons nog op soek na nog drommers en mense op die keyboard en mense wat kan data en klank doen vir ons. As jy gewillig is, kom, ons sal jou help, ons sal jou oplei, ons sal jou begelei. So jy kan net vir Rudy skakel. En dan wil ons ekskuus nou Jolande dat ek dit doen, maar ek wil maar net ook hier vra dat ons vir Anton bid. Dit is al ons gebedsversoeke is op ons groepe uitgestuur. Maar ek dink is nou Anton se 6de week, nê, in die hospitaal. Hy is nou in die intensiewe eenheid. Hy's op 'n ventilator. So ons vra ernstige voorbereiding vir Anton Oosthuizen, vir Jolande en vir hulle as 'n gesin. Hulle bly in ons gebede en ons weet dat die Here met julle is. En dan wil ons net ons meegevoel betuig met die afsterwe van Tannie Baba Fourie. Vir oom Mans Fourie, onthou, hy is so 2 jaar terug oorlede. Mense wat 'n lang pad in hierdie gemeente saamgeloop het, sy skielik oorlede. So ons meegevoel aan Mans en Morney en Gerard en die gedenkdiens is môre 11:00 uit ons gemeente. En dan Tannie Rini Botha was ook lank in ons gemeente. Haar seun Stryger is skielik oorlede aan 'n hartaanval die afgelope week. Vriende, mens kan nie na die beelde op die televisie kyk sonder om met groot afgryse amper vervul te wees en meelewing met die mense van Oekraïne nie.
Daar is dit vanuit die NG Kerk uit 'n groot poging om die kerk in Oekraïne te ondersteun. Ons kom eintlik 'n lang pad al, die NG Kerk se verhouding met die kerk in Oekraïne. So daar is ook 'n finansiële ondersteuning wat ook van ons gemeente raad afgaan vir daardie gelowiges in Oekraïne, maar ons bid regtig vir hulle. Soos julle nou weet, is dit ons lydensweek en ons laaste kruiswoord voor Goeie Vrydag is Jesus se woorde: Vader, in u hande gee ek my gees oor. So ek wil vir Denmarie Estreise vra om net die laaste kers te kom blus. Die woorde in u hande gee ek my gees oor is eintlik 'n totale oorgawe van Jesus se hele menswees aan sy Vader. In die dood het hy homself oorgegee. Hy sou homself nie kon opwek uit die dood nie. Dit sou die Vader wat dit deur die Gees moes doen. So hy gee hom oor in die dood, maar hy gee hom oor in die hande van sy Vader. So kom ons maak ons oë toe en ons dink vir 'n paar oomblikke oor die betekenis daarvan ook vir ons. Dat Jesus totaal homself vir ons, namens ons, in die dood oorgegee het. In die hande van sy Vader. En eintlik, vriende, is die hele lewe saam met God 'n lewe volgens hierdie voorbeeld van Jesus. En miskien wil jy hier reg aan die begin die uitnodiging aanvaar om nou net dit vir hom te sê in een sinnetjie. Vandag, Vader, gee ek weer my hande, my lewe in u hande oor. En miskien, vriende, is daar ook vanoggend iets, 'n bekommernis, 'n groot saak wat voor jou lê. Iemand, 'n verhouding, wat jy ook wil oorgee in die hande van die Vader. Kome in volkome vertroue. In hom, die Vader wat ons liefhet. Ons kan dit ook doen met die droogte. Met mense wat siek is. Met Oekraïne. Ons gee dit alles en almal, Vader, in volle vertroue in u hande oor. Amen. Vriende, genade vir elkeen van julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus, ons Verlosser, en dit word aan ons bedien deur die teenwoordigheid en die werking van God se Gees. Ek wil vra dat ons nou sal staan en dat ons die Here sal aanbid saam met die musiekbediening, die een wat homself in die hande van die Vader oorgegee het ter wille van homself. So kom ons staan.
is the time to give your heart. Come, just as you are to worship. Come, just as you are before your God. Come. Now is the time to worship God. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship God. Just as you are before your God. Come, come. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. One day every tongue will confess you are God. One day every knee will bow. Still the greatest treasure remains for those who gladly choose you now. Come, now is the time to worship God. Now is the time to give your heart. Come, just as you are to worship God, just as you are before your God. Come, come, just as you are, God. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul
is and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Oh, I will worship your holy name. I will worship your holy name. Lord, I will worship your holy name. Roem U naam, ek wil graag sing, ek wil U eer en hulde bring, want daar is trou en liefde by U. Ek wil vir U almal met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. I lift my hand to the coming King, the great I am. To you I sing, for you're the one who reigns within my heart. And I will serve no foreign God, nor any other treasure, for you are my heart's desire, the Spirit without measure. To your name, oh, I will bring my sacrifice. My diepste nood bring ek voor U, ek bid tot U, ek vra U, Heer, sien my tog raak, genees my grootste seer. Ek sal vir U almal buig, met my hele hart getuig van die groot ontferming, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Ek wil voor U almal buig, met my hele hart getuig
verder, genade vir 'n sterfling. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Ja, daar is geen einde aan die liefde nie. Here, dankie vir die wonderlike reën daar buite wat ons so nodig het. Dankie vir dit, Here. Here, ons loof en prys U vanoggend. Daarom, Here, dat alles gaan altyd net oor U. Ons loof en prys U daarvoor. Seën ons vanoggend ook en elkeen hier met die boodskap en seën vir Toby ook, Here. Ag, ons bid vir elkeen wat hier is en elkeen wat kyk, dat hulle op die spesifieke oggend geraak word deur U liefde, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie aan die musiekbediening. Die wat saam wil lees, ons lees uit Lukas 19 vanoggend. En vandag is bekend as Palm Sondag. En die naweek lê Paasnaweek voor en mense sal nou vra, waarom moet 'n mens hierdie goed herdenk? En een van die redes is, vriende, dat ons lewe ons eie lewe, op ons eie ritme, ons doen ons eie dinge. Maar die manier hoe mens leer om saam met Jesus te lewe is om die groot gebeurtenisse van sy lewe ook deel van my lewe te maak. En die implikasies en die betekenis en die verstaan daarvan deel van my lewe te maak. Dan leer ek om in 'n ander ritme te leef. So ons kyk net in hierdie laaste week in hierdie laaste lydensweek van die Here Jesus voor Goeie Vrydag, dink ons 'n bietjie oor die gebeurtenisse, die groot gebeurtenisse. Vandag word genoem Palm Sondag. Dit is ook ons teks gaan daaroor in Lukas 19, hoe Jesus op die donkie onder die begeleiding van mense wat met palmtakke en hosannas hom aanbid het, begelei het in Jerusalem in. En ons dink aan die betekenis daarvan, ons gaan net nou daarna terugkom. Op die maandag voor Jesus se kruisiging is die groot gebeurtenis dat Jesus die tempel ingegaan het. En ons noem dit dat hy die tempel gereinig het. En die rede daarvoor was 'n tempel was daar alleen vir die aanbidding van God. Terwyl die leiers het begin geld maak uit die offerhandes. Dit het oor hulle self en hulle eie sakke begin gaan. En dan in die Dinsdag en die Woensdag van voor Jesus se kruisiging het Jesus die mense geleer. Dis nou 'n kunstenaarsvoorstelling van Jesus wat daar sit en aan die mense die finale onderrig gee. Op die Woensdag het Judas ook begin om reëlings te tref met die Joodse leiers om Jesus te verraai. En dan die groot gebeurtenis op die Donderdag was die laaste Pasga of laaste avondmaal of die eerste nagmaal en hierdie voorstelling daarvan van Leonardo da Vinci is seker die heel bekendste. Dit was ook die geleentheid waar Jesus die voete van die disippels gewas het en waar Judas die vertrek verlaat het om na die Joodse leiers toe te gaan. Later sou Jesus in Getsemane wees en hy sou daar in hegtenis geneem word nadat Judas hom verraai het. En dan op Goeie Vrydag, nie net die kruisiging van die Here Jesus nie, onthou dat hy daar ook gemartel is, dat hy verhoor is, dat hy sy kruis moet dra, dat hy gekruisig is en dat hy daar vir 'n paar uur aan die kruis gehang het en dat hy daar gesterf het. So dit sal goed wees as ons so 'n bietjie in hierdie week net 'n bietjie nadink, miskien in die evangelie so 'n bietjie lees
oor hierdie laaste paar ure van Jesus op aarde en wat hy uitgesonder het om aan aandag te gee. Nou, so ons dink nou vandag aan die gebeure wat beskryf word in Lukas hoofstuk 19. Die konteks daarvan was, vriende, dat Jerusalem was tot sy nate toe vol, uit nate gebars van die pelgrims, wat nie net uit die hele Israel nie, maar ook naburige lande, die pelgrimstog van Pasga na Jerusalem toe meegemaak het. So die Pasga was 'n geleentheid wat een keer 'n jaar net in Jerusalem gevier kon word. So dis waarom die pelgrimstog nodig was. Mense het soos ek sê van heinde en verre, het oumas en oupas en maas en paas en kinders, selfs in doeke, en vriende het saamgekom en hulle het hierdie pelgrimsliedere gesing langs die pad. Vir sommige was dit 'n vreeslike lang pad wat hulle moes kom. En dan het hulle met hierdie spesifieke pelgrimsliedere het hulle Jerusalem ingestap. En daar was nie vir almal plek nie. So die Jode in Jerusalem het eintlik die gebruik gehad om hulle huise oop te maak vir pelgrims wat van ver af sou kom. So as ek nou sê Jerusalem het uit sy nate uitgebars, dan is dit nou spesifiek so. En daarom was Jesus was op pad nou van Jerigo af na Jerusalem toe. En hy en sy disippels was eintlik dan nou deel van hierdie pelgrimstog. Hulle sou saam, weet ons almal dan nou, op die donderdag Pasga saam vier, of die laaste avondmaal saam vier. So vir almal was hulle eintlik maar net gewone pelgrims, maar ons weet dat Jesus meer as net 'n pelgrim was. Want vriende, die Pasga gaan oor die herdenking van hoe Israel bevry is uit Egipte. Onthou julle? Hulle was slawe in Egipte. God het Moses gestuur om hulle te bevry, en die 10 plaae om die farao te oortuig, en op die laaste sou al die eersgebore seuns sterf. En God het deur Moses opdrag gegee dat daar 'n lam geslag moet word wat bekend staan as die Paaslam, en die bloed moes aan die deurkosyne gesmeer word sodat die doodsengel kan weet dit is God se mense hierdie en daar verby kan gaan. En daarom vier hierdie mense met uitbundige vreugde eintlik die ontstaan van hulle volk. Dis waar hulle as 'n volk begin het. Waar God hulle bevry het, waar God hulle gered het. Maar hulle sien ook uit na 'n Messias wat sou kom. Elke jaar met die viering van die Pasga, dan dink hulle ook aan die Messias wat sou kom, wat die ryk van Dawid weer in sy glorie sou herstel. So Jesus is nie maar net 'n gewone pelgrim nie. Jesus is te gelykertyd die Paaslam, maar ook die Messias wat moes kom. So wanneer Jesus hier in Jerusalem ingaan, dan is hy intentioneel in sy optrede. Hy stuur 2 disippels en hy sê, en heel waarskynlik het hulle dit vooraf gereël, om na 'n spesifieke huis toe te gaan, en daar sal hulle 'n donkievul sien, en hulle moet daardie donkievul losmaak, een op wie nog nooit gery is nie, en na Jesus toe bring, en hulle doen dit dan ook so. En dan lees ons nou vanaf vers 35 die volgende. Hulle het toe die donkievul na Jesus geneem. Hulle het hulle boklere oor die donkievul gegooi en Jesus laat opklim. Soos wat hy ry, het hulle boklere op die pad voor hom oopgesprei. Toe hulle al naby die afdraande teen die Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys en oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het uitgeroep, geseënd is die koning, hy wat kom in die naam van die Here, vrede in die hemel en heerlikheid in die hoogste. Sommige van die fariseërs in die skare het egter vir Jesus gesê, meester, berisp u disippels. Maar hy het geantwoord, ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe dit uitroep. Toe hy naby kom en die stad sien, dis nou Jerusalem, het hy oor haar gehuil en gesê, as jy maar op hierdie dag die dinge besef het, wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg, want daar sal
dae vir jou aanbreek, wanneer jou vyande skanse teen jou oprig, jou omsingel en jou van alle kante af beleer. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak. Hulle sal nie een klip in jou op die ander laat bly staan nie, omdat jy nie hierdie beslissende tyd, toe God jou besoek het, herken het nie. Vriende, Jesus is die Seun van God. Hy is die Messias. Hy is die koning van die koninkryk wat hy hier op aarde kom vestig het, maar Jesus kies intentioneel om die man op die geleende donkie te wees. En op daardie manier Jerusalem binne te ry. En daarmee wou Jesus sê dat hy 'n ander soortige Messias is, 'n ander soortige koning as die ander konings, as die ander leiers. Dit is interessant vir my, ek het dit nooit geweet nie, is dat die historiese gesê het dat dit nie net Jesus is wat tydens Paastyd Jerusalem ingery het nie. Pilatus, die goewerneur, die Romeinse goewerneur, het dit ook gedoen. Ook met 'n prosessie. Pilatus het 'n spesifieke amptsvoertuig gehad en hy het die hoëgeplaastes en die soldate het met hierdie prag en swier Jerusalem ingery om hulle mag te vertoon. Terwyl Jesus dit op hierdie geleende donkie doen, gestroop van enige prag en swier, uiteindelik die kollig vermy. Pilatus ry Jerusalem binne as die verteenwoordiger van die Romeinse ryk, Jesus as die verteenwoordiger van die koninkryk van God. Pilatus ry Jerusalem binne as die verdrukker en die simbool van die verdrukking. Jesus ry Jerusalem binne as verlosser. Wanneer Pilatus saam met hierdie hoëgeplaastes Jerusalem binne ry, dan word hy vergesel deur soldate op perde. Soldate was net op perde wanneer hulle gereed gemaak het vir oorlog. Dis 'n magsvertoon. En dan voetsoldate met met wapens in hulle hande, terwyl die mense wat saam met Jesus ingaan, die gemarginaliseerdes is, vriende. Die onderdrukte mans, vrouens en kinders, wat met hosannas op hulle lippe en met palmtakke in hulle hande, Jesus volg. Pilatus dink dat die vrede, ware vrede, is die afwesigheid van konflik. En daarom onderdruk hulle dit met geweld. Terwyl die vrede wat Jesus bring is die shalom van die Ou Testament. Die vrede wat net ontvang kan word, beleef kan word binne die koninkryk van God. So vriende, ja, Jesus is die Messias. Hy is die koning wat sou kom. Maar hy ry op 'n geleende donkie. Hy's 'n ander soort koning. En daarmee, vriende, gaan die profesie van Sagaria 9 gaan dit in vervulling. Juig, dogter van Sion, jubel, dogter van Jerusalem, kyk, jou koning kom na jou toe, hy's regverdig en die oorwinnaar, hy's nederig en ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie merrie. Jare terug, kyk net hoe akkuraat is dit voorspel. En hier staan dat hierdie koning is nederig. Hy's 'n ander soort Here, God, koning, as wat ons dink. Daar is geen vertoon nie. Hy is nie gewelddadig nie. Eintlik is hy kwesbaar. Een van die vertalings vertaal nederigheid met sagmoedigheid. En dit beteken nie dat Jesus 'n softie was nie. Sagmoedigheid in die oorspronklike taal beteken om jou verwagting alleen in God te stel. Kan julle dink hoeveel krag, geestelike en emosionele krag dit verg om nie jou wil af te dwing op ander mense nie.
Jesus was net gehoorsaam. Net gehoorsaam. En verder het hy sy verwagting in God, die Vader, gestel. Hy's 'n ander soortige koning, vriende. Hy word gekroon aan die kruis. En hy is so kwesbaar dat hy sy hele lewe in die hande van die Vader oorgee. Omdat hy so 'n soort koning is, vriende, huil hy oor Jerusalem. In vers 41, toe hy naby kom en die stad sien, het hy oor haar gehuil. En dit is nogal goed om baie keer te verstaan wat is die oorspronklike woorde wat hier gebruik word, want hierdie huil is nie daai saggies huil nie. Baie keer is 'n mens mos in 'n vertrek en ewe skielik sien jy maar hier is dan nou, hier loop trane oor iemand se wange. Jy het dit nie eens gehoor nie. Maar dis nie hierdie soort trane wat Jesus huil nie. Dis ook nie die trane wat 'n mens agter 'n donker bril en maskers baie keer wegsteek nie. Dis die sterkste woord in die Grieks wat vir huil gebruik word. Dis om te ween. Dit is 'n diep hartseer wat van Jesus se binneste af oor sy lippe bars. En dis wat my getref het toe ek hierdie gedeelte gelees het. Waaroor is Jesus dan so hartseer? Wanneer hy sy eie mense sien, selfs sy disippels wat in hierdie stad woon en wat hom volg, die mense wat hom met hosannas en palmtakke hier ingenooi het en verwelkom het. Hoekom is hy so hartseer? Daar's so 'n paar redes daarvoor. Die eerste is dat hulle misgis het met Jesus. Vers 37 sê, toe hy al naby die afdraande teen Olyfberg kom, het die hele skare disippels God vol vreugde hardop begin prys oor al die kragtige dade wat hulle gesien het. Hulle het hom aanbid oor die kragtige dade wat hulle gesien het. Vriende, vir plus minus 500 jaar is hierdie volk van God in hulle eie land deur die Romeinse ryk en ander onderdruk. Gemarginaliseer, is hulle teen hulle gediskrimineer. Dis asof dit nie hulle eie land is nie. Vir 500 jaar het die Joodse leiers hulle herinner aan al die profesieë oor die Messias wat gaan kom. Met elke feesviering, elke Pasga, elke offer wat hulle bring, elke byeenkoms in die sinagoge, word hierdie beloftes, hierdie profesieë, word dit wakker gehou en vul dit hulle gebede en wag hulle op 'n koning soos 'n koning van Dawid wat sal kom om die koninkryk, hulle land weer te herstel na die glorie van hoe dit was in die tyd van Dawid, want dis hoe hulle dit verstaan het. En hierdie mense sien nou hier die kragtige dade van Jesus. En hulle sien hoe Jesus hier op 'n donkie Jerusalem binne ry. En hulle onthou Sagaria 9 en ander profesieë. En hulle sit 2 en 2 bymekaar. En hulle weet, die tyd is nou. Die tyd is nou. Hy's die Messias. Die Romeinse juk gaan afgewerp word en die koninkryk gaan herstel word. Jesus is 'n koning. Hy is die koning na wie hulle verlang het, die Messias. Maar hy's 'n ander soort koning en 'n ander soort Messias as wat hulle wou hê. En dis waaroor Jesus huil. Dat hierdie sy eie mense hulle misgis met Jesus. Dat die mense wat hom aanbid met lofprysing, met hosannas, met palmtakke, dat hulle hom aanbid omdat hulle by hom wou hê dit wat hulle so desperaat begeer. In die reeks oor Jakobus het ons ook hierby uitgekom, vriende.
Want as ek maar nou na my eie gebedslewe kyk en ons lees wat in die Bybel staan, dan lyk vir my dat dit kan wees dat Jesus maar ook gereeld oor my en oor julle hartseer is. Dat ons getrou is in ons gebede en ons Bybel lees en kerk toe kom, ons offergawes bring, betrokke raak by die dinge van die kerk. Maar diep in ons agterkop is die motief daar dat ons eintlik by hom wil hê dit wat ons so desperaat begeer. Dat ons so graag die dinge van hom wil hê wat ons begeer, wat ons in hierdie lewe wil hê, wat eintlik ons godsdiens laat inbuig, nie oopmaak na God se kant toe nie, maar inbuig op onsself. Dan misgis ons ook met Jesus. Maar daar is ook 'n tweede rede waarom Jesus oor sy mense huil. En dit is omdat hulle nie begrip gehad het oor wat vrede regtig beteken en wat dit verg om daardie soort vrede te ervaar nie en te bewerk nie. N.T. Wright skryf so mooi oor vers 42. Hy sê, eintlik vertaal hy dit, if only you'd known, he said, on this day, even you, julle mense wat eintlik moet verstaan what peace meant, but now it's hidden and you can't see it. Hierdie mense, die Jode, het gedink dat vrede beteken die afwesigheid van konflik en oorlog en stryd en teenkante. En daarom het hulle gedink, maar hulle sal eintlik vrede ervaar wanneer hierdie Romeinse juk verbreek is en dat hulle nie meer onderdruk word nie en wanneer hulle as vry mense in hulle land kan leef. Hulle het gedink, hulle sal vrede ervaar wanneer hulle omstandighede verander. En daar vang ek myself uit. Dat ek en ons ook baie keer so oor vrede dink. As ons omstandighede maar net by die werk kan verander. As ons omstandighede in die land kan verander. As ons plaaslike owerhede net meer effektief kan wees. As ons huwelik dit net beter kan gaan. As ons net beter vriendskap het. As my omstandighede net kan verander, dan sal ek vrede ervaar. Dis nie die soort vrede wat die Here bring nie. Nee, ons sien dit in sy hele verhaal. Dis waaroor ons dink in die lydenstyd. Dis nie die soort vrede wat hy self ervaar het nie, waarin hy gerus het nie, en wat hy bring nie. Dirkie Smit skryf oor die shalom wat Jesus bring. Dis 'n Ou Testamentiese woord, Hebreëse woord vir vrede. En in Efesiërs staan dit nogal, Efesiërs 2 staan daar, Jesus is ons vrede. Hy is ons vrede met God en met mekaar. Die vyandskap het hy tot niet gemaak tussen ons en God en tussen ons onderling. Die shalom vrede, vriende, is 'n heelheid wat God bring. 'n heelheid, 'n herstel in ons, in jou en my verhouding met God. Hy maak dit heel. En dan kom maak hy ons heel van die stikkendheid in onsself. En hy maak ons verhouding met onsself, wat stikkend is, heel. En soos wat ons hierdie heelheid beleef in ons verhouding met God en met onsself, maak dit vir ons moontlik om ook vrede, heelheid in te dra in ons ander verhoudings en om dit daar te beleef. Vriende, ten spyte van omstandighede. Dis 'n vrede, shalom, vrede wat Jesus bring, is 'n vrede in die middel van die storm.
Dis Jesus wat op die skei lê en slaap, terwyl die storm woed. Dis vrede. Die 2020 vertaling gee ook so 'n ander betekenisskakering. As jy maar op hierdie dag die dinge besef het wat vir jou vrede kan bring, maar nou is dit vir jou oë verberg. Met ander woorde, wat Jesus hier sê, julle verstaan nie wat vrede is nie, maar ook nie die dinge wat nodig is om hierdie vrede te bring nie. Dit is nodig vir Jesus om namens ons aan die kruis te sterf. As gevolg van die sonde binne in onsself, wat juis die oorsaak is van die onvrede. En so, vriende, is dit ook dat Jesus oor ons hartseer is en kan wees wanneer ons nie hierdie vrede soek wat hy binne in ons bring nie. Dat ons maar net die vrede soek wat eintlik beteken 'n verandering in omstandighede, dat ons daarvoor bid. Dat ons ernstig daarvoor bid, dat die Here ons omstandighede moet verander, maar dat ons nie bid dat Jesus onsself moet verander binne in onsself en ons die vrede in die verhouding met God ervaar en dan ook hom toelaat om die vrede in ons lewe in te dra nie. Sodat ons die vrede kan beleef te midde van die storms. Die derde rede waarom Jesus hartseer is omdat ons baie keer nie besef wie Jesus werklik is nie. Hy stel dit eintlik so mooi. Hulle sal jou en jou kinders met die grond gelyk maak, dis nou Jerusalem. Hulle sal nie een klip en jou op die ander laat bly staan nie, omdat jy nie hierdie beslissende tyd toe God jou besoek het herken het. Hierdie beslissende tyd, toe God jou besoek het, verwys na die tyd van Jesus op aarde. God self op aarde. Jy sien, hierdie mense het gedink, Jesus is maar eintlik net 'n mannetjie uit Nasaret. En nou ja, kan daar nou iets goeds uit Nasaret kom, het die mense gesê. Net nog 'n timmerman, net nog 'n wannabe Messias. Onthou, daar was baie Messiasse, hoor. Mense wat aanspraak gemaak het daarop dat hulle die Messias is. Net 'n wannabe rabbi. Daar was baie mense met baie leringe in daai tyd. Hulle het nie erken dat Jesus die Messias is, die koning, God self wat mens geword het en onder hulle kom woon het, om op die ou ende die Here te word oor sy koninkryk, wat nou beleef kan word en tot in ewigheid sal duur. Vriende, Jesus is oor my en ons hartseer, wanneer Jesus net nog 'n belangrike persoon in ons lewe is, naas al die ander belangrike mense. Wanneer Jesus se stem, sy onderrig, deur sy woord, maar net nog 'n stem is. Naas Facebook en TikTok en Twitter en YouTube en televisie en baie mense wat praat, is Jesus se stem, Jesus se mening oor die lewe is maar eintlik net nog 'n stem. Jesus se stem, Jesus se woorde, Jesus se perspektief is nie vir ons die deurslaggewende nie. Die deurslaggewende faktor vir ons daaglikse lewe nie. En Jesus, soos ek gesê het, is eintlik nie vir ons die heel belangrikste persoon in ons lewe. Hy is maar een belangrike mens naas ander. En dis waaroor Jesus huil. Dat hierdie mense hulle misgis met hom, dat hulle nie verstaan wat 'n soort vrede hy bring en wat nodig is vir daardie vrede nie, en dat Jesus maar net nog iemand vir hulle was. Maar vriende, in hierdie teks sien ons dat Jesus ook huil oor die gevolg daarvan, dat hierdie stukkie koninkryk van Dawid wat hulle so graag wou gehad het, in sy eer herstel moet word. Daai stukkie van hulle koninkryk van Dawid wat oor was, Jerusalem en die tempel, sou binne 'n paar jaar totaal en al vernietig word. Met die grond toe staan hier. En Jesus huil daaroor. Maar Jesus huil, dink ek, meer daaroor dat hierdie mense
die koninkryk van God lewe mis. En dis die gevaar. Vriende, en hier praat ons nie van gered of ongered wees nie. Dis ook ter sprake. Maar vir ons as gelowiges kan dit wees dat ons God se kinders is. Maar dat ons die koninkryk van God lewe, die radikale ander manier van lewe as die wêreldsin, dat ons dit misloop. Dat ons nie waarlik as disippels hom volg en toelaat om ons van binne af nuut te maak, ons denke te verander, ons lewenstyl, ons gewoontes te verander, sodat dit 'n lewe is wat totaal aan hom toegewy is nie. So daarom dink ek die uitnodiging van hierdie Palm Sondag is om presies te doen wat hierdie disippels gedoen het. Om uit volle bors hosannas te sing en palmtakke te swaai, om hom te aanbid. En daarom is die uitnodiging om daardie keuse weer te maak, om te sê, Here, vergewe my as U vandag oor my, oor die verskillende redes waarby ons nou stil gestaan het, moet huil. Here, ek gee myself vir U en vir U koninkryk. U alleen is die Here van my lewe. Ek wy myself aan U toe. In hierdie laaste lydensweek wil ek weer myself vir U gee. Omdat, Goeie Vrydag, U Uself vir my kom gee het. Amen. Vriende, kom ons gee 'n paar oomblikke van stilte. Kom ons dink 'n bietjie na oor net wat het my opgeval vandag? Wat het vir my uitgestaan? Wat het die Here vir my kom sê? Kom ons dink daaroor. Kom ons ondersoek onsself. Ons denke, ons manier van leef. Hoe ons verhouding met die Here lyk, wie hy vir ons is. En ons antwoord hom daarop in stilte. Here Jesus, dit is die wonder van die woord en die wonder van 'n erediens bywoon. Is om weer te hoor, U perspektief, U waarheid, 'n waarheid waarvoor ons kan lewe, keuses kan maak. Ons kan heroriënteer elke keer, 'n spieël waarin ons onsself kan sien. En dankie Here dat hierdie woorde van U nooit veroordelend is nie, net soos wat U trane nie veroordelend was nie. So is hierdie woorde nou 'n uitnodiging tot 'n beter lewe saam met U as die Here van ons lewe. Help ons om dit so te ervaar, maar help ons ook om uit dankbaarheid en uit liefde vir U ons lewens vir U te gee. Ons doen dit nou. Ons wat hier is, gee vanoggend ons lewens in aanbidding en toewyding aan U. U is ons Here. Ons is U sin. Ons behoort aan U alleen. Ontvang die lof en die dank wat U toekom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, kom ons staan vir die slotlied en ons kon nou nie 'n ander lied kies
as al julle volke klap julle hande nie en as julle die vrymoedigheid kan ons dan so 'n bietjie saam klap, want ons het genoeg om Hosanna te sing, ons kan nou nie palmtakke swaai nie. Ons kan ons hande klap. Al julle volken klap julle hande en juich tot eer van God. Verhef julle stem en roep sy naam in elke stad op aarde. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. Want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. In die hemel koning skenk ons sy genade. Hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Volke kniel en die nasies zwyg vir al sy skeppingsdade. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. Want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. Die hemel koning skenk ons sy genade. God gaan in sy tempel en hy roep ons almal saam. Die skare juig en die horings blaas en almal roep sy naam. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. Want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. In die hemel koning skenk ons sy genade. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. Want hy is koning ewig in die hemel en op aarde. Sing en sing en sing dat song en lof en prys sy grote naam. Want hy is koning van sy genade. Vriende, wanneer ons na Jesus toe kom, soos wat ons dit vanoggend doen, met aanbidding in ons harte, en onsself aan hom toewy, dan sê hy, dat daar 'n stroom van lewende water, die ware lewe, sal ons ervaar. En ons sal die ware lewe leef. En dit sal soos 'n stroom van lewende water uit ons vloei, na almal rondom ons. Ons kan by mekaar inhak, as julle die vrymoedigheid om dit te doen as families. Vriende, ontvang nou die seën van die Here, en gaan leef uit sy volheid, en uit sy vrede wat hy vir ons gee. En daarna dan sing ons dit ook op mekaar af. Ons is ook daar om tot seën van mekaar te wees. Vriende, die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid en werking van die Heilige Gees sal met elkeen van julle wees, en met julle gaan elke tree wat julle gee.